Jakobus 4 vers 11. Hierdie twee verse het so baie wat dit in opsluit en is so belangrik in ons geestelike lewens, dat ons moet agslaan op dit wat ons hier vanmôre ook gaan hoor in Jakobus 4 vers 11 en 12. Maar kom ons buig net eers ons hoofde voordat ons dit saam lees. Here, dit is vir ons wonderlik om u woord voor ons oop te kan maak. Dit is wonderlik om te kan weet, Here, dat in hierdie oggend dat u met ons 'n verhouding het. Dat dit alles moontlik gemaak is deur die Seun Jesus Christus. Dankie, Here, dat hierdie woord ook is wat met ons spreek en dat u die Heilige Gees dit vir ons oopmaak. Ja, Here, dis 'n lewende woord. Dis 'n kragtige woord. En ons weet, Here, vanmôre dat u ons ook gaan sny, dat u ons gaan wond, dat u ons gaan genees. En dis ons begeerte, Here. Dat ons nader en nader aan u sal groei. Spreek, Here, want ons luister. Amen. Amen. Jakobus 4 vers 11. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Wie kwaad praat van sy broer, of oor sy broer oordeel, praat ook kwaad van die wet en oordeel die wet. As jy die wet oordeel, is jy nie 'n doener van die wet nie, maar 'n regter. Daar is net een wetgewer en regter. Hy wat in staat is om te verlos en te vernietig. Maar jy, wie is jy om jou naaste te oordeel? Net tot sover. Die gelowige besef in sy lewe dat daar altyd kwaad oor hom sal gepraat word. Dis een van die dinge wat verseker is van jou as kind van die Here, is dat die wêreld oor jou sal kwaad praat. Die aanvalle sal altyd daar wees, maar jy as kind van die Here verwag dat die aanvalle gaan kom van buitekant af. Van buitekant af. 1 Petrus 2 vers 12 sê, gedra julle goed onder die heidene, sodat hulle wanneer hulle julle beswadder, gaan die heidene jou beswadder. Ja, hulle gaan jou beswadder, verseker gaan hulle jou beswadder. Asof julle misdadigers is. Kan jy dit glo? Die heidene gaan ons beswadder asof ons misdadigers is. Hulle gaan ons sleg sê asof dit wat ons doen sleg is. God op die dag van besoeking kan verheerlik omdat julle goeie dade gesien het, omdat hulle julle goeie dade gesien het. So ten spyte van ons goeie dade wat hulle sal sien, wat hulle eendag vir God sal verheerlik daaroor, sal hulle in die wêreld waarin ons is, ons beswadder. 1 Petrus 3 vers 16. Doen dit egter met beskeidenheid en respek, met goeie gewete, sodat wanneer julle beswadder word, die wat smalend is oor julle goeie leefwyse in Christus. Hoekom beswadder hulle julle? Oor julle goeie leefwyse in Christus beskaamd kan staan. Maar nou is dit jammer dat in die kerk waarin ons lewe, juis daarin ervaar ons dat daar ook 'n verskeuring is. Mense byt en verskeer mekaar binne kan die kerk. Galasiërs 5 vers 15. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. Kan jy glo dit in die kerk van die Here Jesus, mense mekaar sal byt en verslind, en dat Galasiërs Paulus beskrywe, julle moet net nie mekaar opeet nie. Dis hoe erg dit in die kerk van die Here Jesus gaan. 2 Korintiërs 12 vers 20. Ek is bevrees dat as ek kom, ek julle miskien nie sal vind soos ek graag wil hê nie. En ek deur julle bevind sal word soos julle nie graag wil hê nie. Dat daar miskien onenigheid is. Jaloesie in die kerk. Jaloesie. Woede uitbars.
selfsug, kwaadprater, geskinder, verwaandheid, wanordelikheid sal wees. Dit sal die teken wees van baie wat in die kerk sit, is dat hulle so sal lewe. So jy sal nie net die aanval buitekant kry, van buitekant af nie, maar Paulus hulle skryf ook dat die grootste gevaar is dat dit ook van binnekant af sal wees. Dat mense van binnekant af mekaar sal sleg sê. Die grootste gevaar is dat ons met oor mekaar se lewens begin oordeel en oordeel oor die verkeerde redes. Die kerk van die Here Jesus Christus moet altyd daar wees om mekaar tereg te wys. Dit is belangrik. Dit is een van die wonderlikste dinge, dat ons mekaar kan teregwys, dat ons mekaar kan help. En 'n prakties daarvan, as jy net kyk op 'n fisiese vlak, as iemand sy hemp uitsteek, dat jy vir hom kan sê, hoor, jy steek jou hemp uit. Maar daar's baie mense wat besig is met sonde, en dat jy kan hulle teregwys daaroor. Baie keer sien jy nie wat binnekant aangaan nie. Jy weet nie wat binne in 'n persoon se hart aangaan nie. Daar's baie mense wat wonderlike lewens lei, wat in die kerk sit, en dit lyk alles goed, maar jy weet nie wat binnekant aangaan nie. Maar ons taak is nooit, ons word nooit opgeroep om mense te oordeel wat binnekant aangaan. Jy moet nooit vra, maar wat is jou regte intensie? Hoekom doen jy regtig dit nou nie? Dit laat ek vir die Here. Wat ek moet kyk na as horison na my eie lewe en na die ander persoon se lewe, hou aan wat God se woord sê. Galasiërs 6 vers 1 sê, broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die Gees vervul is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid help, nederigheid help. Maar let op jouself, dat jy nie ook versoek word. So dit gaan nooit oor, ek is op 'n hoër vlak as jy, en daarom gaan ek jou nou help nie. Nee, dit gaan oor, ek is by jou. Ek is saam die stryd wat ons stry vir Jesus Christus, en ek wil jou help. Ek wil onder by jou kom staan en vir jou sê, leun op my, kom ons stap saam met die Here, want ek het jou net so nodig soos wat jy vir my het. En dis die verskil. Die oomblik as ek van bo af praat, dan is ek buitekant God se orde vir die kerk. Buitekant dit wat God van my vra. Net weer eens hoe belangrik dit is dat ons ook oor mekaar se lewens sal oordeel, en dan het dit te maak met teregwysing. 1 Korintiërs 5, ons het al 'n paar keer na dit verwys. 1 Korintiërs 5 vers 11. Nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar 'n hoereder, of 'n gierigaard, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of 'n rower is nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Die oomblik as iemand volhard in sonde, kom dit by 'n punt dat ek sê, nou kom ek nie meer verder met jou in aanraking nie. Hoekom? Want ek wil hê hy moet terugkom. En dan sê hy daar verder, hy sê vers 12, waarom sou ek oor 'n buitestander oordeel? So my taak is nooit om oor 'n buitestander te oordeel nie. Moet julle nie eerder diegene in julle eie geleedere oordeel nie. Julle moet die mense in julle eie geleedere oordeel. God sal die buitestanders oordeel, verwyder die slegte mense uit julle midde. So dis belangrik. Daar's 'n definitiewe teregwysing wat die Bybel van praat, en dit is wanneer ons as gelowiges mekaar teregwys, mekaar oordeel. Nou hoekom sê die Bybel dan moenie oordeel? Is dit nie ook wat Matteus 7 sê? Matteus 7, een van die teksverse wat die wêreld die beste ken. Matteus 7 vers 1, moenie oordeel nie, sodat julle nie geoordeel word nie. Want met die oordeel waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word, en met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? So waaroor gaan hierdie oordeel? Dit gaan oor wat die Jode gedoen het, en wat baie mense in die kerk doen. Hulle in hulle eie lewens is daar probleme, maar in plaas daarvan om te kyk na hulle eie lewens, wat sien hulle raak? Foute wat in ander persone se lewens is. Dit geniet hulle. En dan sê hy vir hulle, hy wys hulle daarop tereg, vers 4, of hoe kan jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, maar wat van die balk in jou eie oog? Skynheilig is, haal eers die balk uit jou eie oog, en los die splinter in jou broer se oog. Nee,
Haal jy as die balk uit jou eie oog, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog te haal. So, wat moet ek altyd eers te begin? Altyd met myself. Met myself. En dis die maklikste wat ek altyd kan doen, is ek kyk na ander mense en ek oordeel ander mense. Ek kyk na ander mense in die kerk en ek oordeel hulle. In plaas daarvan om altyd na myself te kyk eerstens. Dis nederigheid. 'n Nederige persoon wat God van vra is iemand wat altyd begin by myself. Kyk na my eie lewe. Ek wil hê jy moet saam met my nou na Matteus 18 kyk, wat so 'n duidelike hulp vir ons is hoe om dit te hanteer. Matteus 18. Matteus 18. U kan gerus die hele gedeelte gaan lees, maar van vers 10 af, luister hoe Jesus dit vertel. Matteus 18 vers 10. Pas op dat julle nie neersien op een van hierdie kleintjies nie. Wie is die kleintjies? Gelowiges. Die konteks van hierdie hele gedeelte gaan oor die kleintjies wat gelowiges is. Mense wat pas tot bekering kom het. Daarom moet jy pas op om een van hierdie kleintjies te laat struikel. Kinders van die Here. Okay, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemel voortdurend die aangesig van my Vader in die hemel aanskou. So pas op om neer te sien op enige iemand wat 'n kind van die Here is. Hoekom? Hoekom? Want, kyk na daai gedeelte, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemel voortdurend die aangesig van my Vader in die hemel aanskou. Elkeen van ons, wat word gebeur in die hemel oor my wat 'n kind van die Here is? Wat is in die hemel besig om plaas te vind? Die engele wat voor God sit, sien my raak. Hulle is gereed. Het is ongelooflik in hierdie gedagte ook in die Nuwe Testament, dat die Here in enige oomblik die engele kan stuur. Hulle sien ons raak. Hulle weet van ons. En daarom sê die Bybel, pas op as jy enige iemand wat 'n kindjie is, 'n kind van die Here is, op daai persoon neersien. Pas op daarvoor. En dan vertel hy oor hoe daar iemand is wat afdwaal en hoe hy bereid is om al die skape te los en daai een te gaan soek. Kyk dan na vers 15. As jou broer teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. Okay, dis belangrik. Baie mense het die idee dat ek sien iets fout in my broer en suster se lewe, maar ek sal graag vir iemand anders eers daaroor wil vertel. Het ek die reg daartoe? Die Bybel sê nee, jy het nie. Wat moet jy doen? As ek iemand anders te besig is om te sonde, as jou broer of suster wie teen jou gesondig het, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. As jy dit nie doen nie, is jy buitekant God se woord. Die oomblik as jy besig is om met iemand anders te praat oor iets wat iemand teen jou gedoen het, is jy buitekant God se woord. Die heel eerste plek wat jy moet gaan is om te sê vir jou suster of jou broer, ek wil met jou praat, en dan te gaan sit, lekker koffie te drink, tee te drink, en dan te sê ek wil met jou praat. Dis die eerste stap wat die Bybel vir ons roep. Die Bybel roep nêrens vir jou op om eers met my te kom praat nie. Ek wil dit te hoor nie. Wanneer wil ek dit hoor? As die volgende stap plaasvind. Luister na vers 16. As hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig mag word. Baie belangrik. En ons gaan afsluit daarmee. Die rede is dat dit nooit ek alleen is wat die finale besluit gaan neem nie. Daar moet altyd meer as een getuie wees op die ou ende. So, as ek met die persoon gepraat het, hy luister nie, wat doen ek? Ek neem nog 1 of 2 persone saam met my. Nou is ons 2 of 3. Sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig kan word. Nou, hy luister nog steeds, vers 17. As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente luister, laat hy vir julle wees soos 'n heiden en 'n tollenaar.
Kan jy sien hoe ongelooflik wys is dit wat die skrif vir ons leer? Hoe ons moet handel, hoe die oordeel wel moet plaasvind, hoe die teregwysing wel moet plaasvind. Mag ek enigiets van iemand praat? Nee. Wat moet ek doen? Ek moet alleen met daai persoon gesels. En dan as hy nie luister nie, wat moet ek dan doen? Nog persone saamvat. En wat daarvan as hy dan nie luister nie? Dan voor die gemeente. En dan as hy nie vir die gemeente luister nie, dan buitekant. So dit gaan nooit oor 'n individuele besigheid nie. Dit gaan nooit oor net ek nie. En dan, wat daarvan as hy sê, hy is jammer? Die Bybel sê, wat moet jy dan doen? Jy moet hom vergewe. En sê maar, ek doen dit 7 keer op 'n dag. Sê die Here, nee. Wat van 70 maal 7 keer? Jou arme naaste sal nie naaste my daarby kom nie. Het jy al ooit iemand gehad wat 70 maal 7 keer vir jou in 'n dag kom sê, ek is jammer? Daar's nie tyd nie. Okay? Gewoonlik wat hy doen is, hy oortree 1 keer by jou. Miskien 1 keer in 'n week. Die Bybel sê al kom hy 490 keer na jou toe. Dit beteken, dis ver bo wat enigiemand ooit teen jou kan doen. Dan moet jy elke keer vir hom sê, as jy jou sonde bely, dis verby. Hoekom? Want dis presies hoe God met my optree. Niemand oortree 490 keer teen my in 'n dag nie, maar ek doen dit definitief meer kere teen God op 'n dag. En het ek nie nodig dat hy my moet vergewe nie? Hierdie mense wat kinders van die Here is, wat my broers en susters in die Here is, die Here het hulle uitgekies voor die grondlegging van die aarde. Hy het sy liefde oor hulle uitgestort. En hulle gaan die ewigheid saam met my spandeer in die nuwe hemel en die nuwe aarde. Daarom het ek nodig om hulle lief te hê. Die kerk van die Here Jesus Christus is die wonderlikste plek waar jy leer om mense lief te hê. Want jy skuur skouers met mense van verskillende persoonlikhede. Party van hulle praat te veel, party praat te min. En hulle is oral tussenin. Maar hier binne kan die kerk van die Here Jesus Christus, as broers en susters, leer ons om mekaar lief te hê. En as jy nie hier iemand lief het wat 'n kind van die Here is, die eerstens sê die Bybel, dan kan jy nooit sê jy die Here lief nie. As daar iemand is wat saam met jou, kom ons begin in die kerk. As daar iemand sit in die kerk wat jy nie lief het nie, dan moenie vir my sê, ag, ek het maar net 'n gevoel vir daai persoon. Of ja, ek wil net nie eintlik, ons is net nie dieselfde nie. Of ja, daai persoonlikheid met myne bots maar net. Ek het nou net besluit, ons is nie dieselfde nie, ons bly op 'n afstand. Dis buitekant God se woord. Jy het nodig om te sê, Here, verneder my. Ek moet minder word. Want Here, wat's my grootste probleem? Hoekom ek nie met Sari en met Martie en met Johan of met Pieter kan oor die weg kom nie, is as gevolg daarvan dat ek vol is van myself. En dis die probleem. En daarom sê die Bybel vir my so duidelik, ek moet beginne om te besef, hierdie man, hierdie vrou wat langs my sit, is 'n kind van die Here. Die Here het sy liefde oor hulle uitgestort. Hy's lief vir hulle. Ek weet nie hoe voel jy nie. Maar as jy kinders het, dan verstaan jy dit. Of as jy mense het wat naby jou is, dan verstaan jy dit. Wat gebeur as een van jou kinders iets leliks van 'n ander kind van jou sê? Jou hare rys. Jy hou nie daarvan. Jy wil onmiddellik hê dit moet uitgesorteer word. Hoekom? Want jy's lief vir hulle. Die Bybel sê, die liefde wat die Here oor my uitgestort het, het hy oor my medebroer en suster uitgestort. Hy's lief vir hulle. En nou kan ek en hy, of ek en sy, kan nie mekaar verdra nie. En die Here sê, ag, dis wonderlik. Hy haat dit. Hy haat dit. Vergewe mekaar. En as iemand hierso vanmôre nog steeds sit, en jy het 'n probleem met jou suster of jou broer, sort dit uit. Dis belaglik. As jy kinders. As jy kind. En jy nog steeds met mekaar uitsorteer. Mekaar nog beklei. Hoor hoe Trump sê Putin en Zelensky se grootste probleem is nog twee kindertjies, hulle moet mekaar uitbom nog op hierdie stad. Dit voel vir my baie keer so in die kerk. Mense kan net nie met mekaar oor die weg kom nie. Hier is die maklike deel.
Dis die maklike deel. Hoe maklik is dit om met broers en susters oor die weg te kom? Dink my aan daai Psalm, so wonderlik, soos 'n Aaron wat die olie wat oor Aaron se kop afdrup tot sy skouers. Soos broers met mekaar oor die weg kom, vir mekaar kan lief wees. Die Bybel sê as jy teen hom praat, praat jy teen die wet. Baie interessant. As jy teen jou naaste praat, as jy teen 'n medegelowige praat, praat jy teen die wet. Wat is die argument agter dit? Wat bedoel dit met dit? Kom ons gaan kyk gou na Levitikus 19. Levitikus 19. Levitikus 19 vers 16. Vers 16 sê, jy mag nie as 'n kwaadstoker tussen jou mense rondgaan nie. OK, so dis uit. Kwaadstokers. Begin ons stories te vertel van ander mense. Jy's besig om met kwaad te stook tussen mense. Jy mag dit nie wees nie. Tussen jou mense rondgaan nie. Jy mag nie jou medemense lewe in gevaar stel nie. Ek is die Here. Jy mag nie jou broer in jou hart haat nie. Wys jou volksgenoot openhartig tereg. Jy mag nie 'n misstap teen hom bly hou nie. Is dit redelik duidelik? Ou Testament, is dit vir jou duidelik? Kan ek dit vir jou herhaal? Jy mag nie jou broer in jou hart haat nie. Wys jou volksgenoot openhartig tereg. Jy mag nie 'n misstap teen hom bly hou nie. Ongelooflik, mense gaan teen jou misstappe doen. Wie van julle het nog nooit iemand gehad wat 'n misstap teen jou gedoen het nie? Enigiemand hier wat daar ergens in 'n grot bly. OK. En wie wat jy ongelooflik, is daar iemand hier wat nog nooit teen iemand anders 'n misstap gedoen het? Wat iemand anders nog nooit te nagekom het nie? Kry staf, so dit help vir jou om te besef hoe maklik dit is om te kan vergewe, want jy wil hê ander moet jou vergewe. En dan vers 18. Jy mag nie haatdraand wees en 'n wrok koester teen die kinders van jou volk nie. Dan luister mooi. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Kan jy verstaan hoekom Jakobus sê jy's besig om die wet te oortree? Die wet is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy 'n wrok het, as jy nie kan vergewe nie, wat doen jy? Jy's besig om die wet te oortree. Psalm 50 vers 20 sê, jy sit en konkel teen jou broer. Jy sit en konkel teen jou broer. Jou moeder se seun beswadder jy. Psalm 101 vers 5. Wie sy medemens in die geheim belaster, hom sal ek vernietig, sê God. Wie sy medemens in die geheim belaster, hom sal ek vernietig. Hoe 'n vaardige oë en 'n hoogmoedige hart, dit kan ek nie verdra nie. Daai nou Jakobus, wat het hy oor gepraat die hele tyd? Hy praat oor nederigheid. God sê, ek haat iemand wat hoogmoedig is, wat neerkyk op ander mense. Wat nie wil vergewe nie, want ek is so wonderlik. En ek is so wonderlik, dat ek nie kan toelaat, dat ek asseblief iemand moet vergewe nie. Want daai persoon het teen my die grootte God oortree. Jy is so vol van jouself, dat jy kan dink, jy is so wonderlik, dat jy nie nodig het om ander mense te vergewe nie, terwyl jy nie verstaan, dat God elke oomblik jou moet vergewe nie. En daarom sê die Bybel vir ons, Matteus, wat sê hy vir ons, as hy praat oor die gebed, die Onse Vader, as jy nie ander mense kan vergewe nie, kan God jou ook nie vergewe nie. Daarom moet jy die wet vervul. Die wet vervul beteken, jy het jou naaste lief. Jy het jou medebroer in Christus, is die konteks hier, het jy lief. Romeine 13 vers 8 sê, wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Ander probleem is, in hierdie gedeelte van Jakobus, is hy sê, daar's mense wat hulle plaas op gelyk vlak, op 'n gelyke vlak
met God en die manier hoe hulle ander mense hanteer. Laat ons baie keer dink aan die duiwel, wat op 'n stadium in sy lewe besluit het, hy wil gelyk wees met God. Jesaja breek dit ook uit. Jy is die een, Jesaja 14 vers 13. Jy is die een wat in jou hart gesê het, na die hemel wil ek opgaan. Hoog bo die sterre van God wil ek my troon oprig. Ek wil gaan sit op die berg van samekoms in die afgeloë noorde. Ek wil opgaan tot by die reë van die wolke, my gelykstel aan die Allerhoogste. Dis Satan. Hy wil homself gelykstel. Hy wil God wees. En die Here sê dis dieselfde probleem met baie mense wat in die kerk sit. Hulle wil God wees. En dan gebruik hy 'n woord in hierdie teks in Jakobus. Hy sê hulle wil graag die wetgewer word. Dis 'n woord wat net een keer in die Nuwe Testament en een in die Ou Testament in die LXX voorkom. Wetgewer. Is 'n wetskepper eintlik. Hy's iemand wat wet skep. Hy maak 'n wet. Hy hou nie van God se standaarde nie. Hy is bereid om sy eie wette ook te maak. En God en Christus Jesus as hy op aarde is, wat haat hy die meeste? Een van die dinge wat hy die meeste haat. Hy haat dit dat die Fariseërs ekstra wette gemaak het. Markus 7 vers 8. Julle versaak die gebod van God en klou vas aan tradisies van mense. Julle hou nie aan God se wette vas nie, julle hou aan mense se wette vas. Hy het ook vir hulle gesê, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuif en sodoende julle tradisie te handhaaf. En as daar tradisie in die kerk. Man. Ja, agterkom hoe baie keer is daar tradisie. Daar is so keer baie tradisie. Jy kom uit 'n verlede uit en die kerk het sekere goeders gedoen en nou gaan jy nog steeds aan daarby, sonder om dit te bevraagteken. Om te vra, hoor hierso, wat sit agter dit? Wat is die rede daarvoor? En ons almal is daar skuldig. Nie vir een oomblik dink iemand is onskuldig daar nie. Ons almal is skuldig daar. Ons het nodig om elke keer te sê, is dit 'n wet van God of 'n wet van mens? Dan sê hy vir hulle vers 10 van Markus 7. Want Moses het gesê, eer jou vader en jou moeder, en wie sy vader of moeder beledig, laat hy beslis doodgemaak word. Vers 11. Maar julle sê, nou luister hoe hulle dit verander. As 'n mens vir jou vader of moeder sê, wat 'n voordeel jy ook al van my sou kon ontvang, dit is korban, dit is 'n offergawe. So wat het hulle gedoen? Die Here sê, jy moet vir jou vader en jou moeder voorsorg. En hulle het gekom en gesê, ons sal graag wil hê dat die mense eers vir ons moet sorg. Het sal great wees as mense net vir ons kan sorg. So wat ons gaan doen is, ons gaan kom en as daar 'n man of 'n vrou is, wat moet vir hulle pa of hulle ma versorg, dan gaan ons vir hulle sê, nee. Onthou, eerste sorg vir ons. Gee die offergawe, los jou ouers, want dit is korban, dis 'n offergawe aan God. Dan vers 12, dan hoef 'n mens hoegenaamd niks meer vir sy vader of moeder te doen nie. So ontneem julle die woord van God, sy gesag, deur tradisie wat julle oorgelewer het, en julle doen ook nog baie soortgelyke dinge. Jy oordeel, jy is die een wat 'n nuwe wet skep. Jy skep wette. God het die wette, God het die standaarde gemaak, maar jy het by 'n plek in jou lewe gekom en te sê, maar ek gaan 'n nuwe wet skep, 'n ander wet skep, en almal moet aan daai wet gehoorsaam wees. Sien dit in die verhaal van Miriam en Aaron, wat teen Moses rebelleer, want Moses het 'n Kesiet getrou, en hulle hou daarvan om ergens in die wet van die Here te sê, jy mag nie met mense van ander kulture trou nie. Ja, hy weet gehoor. Jy mag nie met mense van ander kulture trou nie. Het die Here dit ergens gesê in sy woord? Nee, nêrens nie. Om die waarheid te sê, Jesus se hele geslagsregister is lekker kleurvol. Dis 'n rainbow nation. Gaan lees dit. Dit is hoe dit lyk. Maar om een of ander rede het ons ergens gekom en gesê, hey, ek gaan 'n nuwe wet maak. Jy mag nie mense trou van 'n ander kultuur, of taal, of kleur nie. My wet. Wat doen jy? Jy plaas jouself in die plek van God. Jy dink jy's God. Jy dink jy's God. Jy dink jy kan vir ander mense vertel wat hulle mag en nie mag doen nie. Jy plaas jouself in die plek van God.
Ons vind nog sulke gedeeltes in Romeine 14. Kom ons kyk gou saam na Romeine 14. Romeine 14. Romeine 14, die hele gedeelte gaan juis oor dit. Oor dat ons nie moet neersien op ander mense nie. Romeine 14 vers 1. Aanvaar die een wat swak is in die geloof, sonder oor verskille te argumenteer. Verskille beteken, daar's persoonlike opinies. Daar's dinge wat ek so doen en jy doen dit so. Dis nie dinge wat die Here se wet sê nie. Onthou, as dit is iets wat die Bybel sê, moet ons almal daaraan gehoorsaam wees? Absoluut. Maar dis nie waaroor dit hier gaan. Hier gaan dit oor meningsverskille oor dit wat nie in die woord is. Hy sê die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar die ander een wat swak is in die geloof is, eet net groente. Nou dis nie ek nie. Okay, so maar daar is ouens wat swak is in die geloof, hulle eet net groente. Die een wat eet, moenie neersien op die een wat nie eet nie. En die een wat nie eet nie, moenie een wat wel eet nie veroordeel nie. Want God het hom aanvaar. Wie is jy om oor iemand anders se huisbediende te oordeel? Of hy staan of val is iets wat net sy eienaar aangaan. So wie is ons eienaar? Is God. Is God. So ek moet seker maak dat elke ding wat ek doen, tot daai happie wat ek vat, dat dit tot eer en verheerliking is van die Here, want ek staan voor die Here met elke ding wat ek doen. Daarom is dit belangrik. Die een wat oor my hart gaan oordeel is God. Hy sal egter bly staan, want die Here is in staat om hom staande te hou. Dis die ongelooflike van die Here wat sê, ek sal jou nooit laat val nie, jy sal staande bly tot die einde toe. Dan vers 5. Die een beskou een dag belangriker as die ander. Vir 'n ander weer is alle dae eenders. Nou vir 'n Jood om dit te skryf is, moet vertel vir jou dat hy geweet het die Sabbatsdag is vervul in Jesus Christus. Want die Sabbatsdag was iets wat God daar gestel het. Okay? Maar in Christus Jesus staan hy op die Sondag en die kerk aanvaar die Sondag is nou opstandingsdag. Dis die vervulling van die Sabbatsdag. So daar's geen manier dat Paulus sal skrywe alle dae is gelyk. Want is in stryd met God se woord en sê hy dit vervul het dat die Sondagmôre is die opstandingsdag en dis die dag wat ons nou vier nie. So luister weer. Die een beskou een dag belangriker as die ander, vir ander weer is alle dae eners. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle van sy standpunt oortuig wees. Die een wat 'n bepaalde dag sonder dit vir die Here uit. En die een wat eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God daarvoor. Ook die een wat nie eet nie, doen dit tot eer van die Here en hy dank God daarvoor. So wat's belangrik? Dit belangrik is ek moet lewe voor God. Alles wat ek doen, moet God se goedkeuring wegdra. Maar dit is op 'n totale ander vlak as iemand wat volhard in sonde. Iemand wat besig is om God se woord te oortree. Hier gaan dit oor ek wat besluit oor sekere dinge, wat ek gaan eet. Wat 'n dag vir my ek een kant toe wil sit. Wat 'n ekstra dag vir my gewees. Hoe ek my dag bepaal is tussen my en die Here. Ek het al baie keer gehoor Christene, dan kyk hulle na iemand wat hardloop. Hierdie ou draf elke dag. En dan sê hulle, ek wonder of dit nie sy God is nie. Maar hulle sit by die lekker koek en eet. En hulle raak so. Maar dis nie hulle God nie. Die ou wat hardloop het 'n godsprobleem. Sien jy wat ons doen? In plaas van hom te sê, hey, kom ons kyk na my eie lewe. Wat gaan aan in my eie lewe? Los daai ou. Hy hardloop en hy prys die Here omdat hy hardloop. En as dit sy God is, sal die Here met hom werk. Is dit nie? Okay, so hou op met dit. Ander persone kyk na mense en sê, het jy gesien? Jan het 'n nuwe kar. Sjoe. As ek so baie geld gehad het, sou ek definitief nie 'n nuwe kar gekoop het nie. Maar sussie het 14 rokke. Waar sy nie 'n probleem het nie. Sy sal die 15e een ook koop. Kan jy dit sien?
Kan jy nie verskil sien? So wat gebeur is, die Here praat met my oor my persoonlike probleem en as daar 'n persoonlike probleem is, sort dit uit. Maar hoop om na ander mense te kyk. Nêrens sê die Here, jy mag nie vir jouself 'n nuwe kar koop nie. Staan dit ergens in die Bybel? Waar is dit? Moses 3 vers 7. Ergens? Enigiemand? Wat is die gevaar? Die gevaar is dat ek ergens in my lewe begin om te staan en ek begin mense te oordeel oor dit wat hulle doen. In plaas daarvan om te sê, ek moet hou by die skrif. En ja, as daar een van my broers of susters is wat besig is om sonde te doen, moet ek hulle teregwys. Ek alleen. En dan is hulle nie luister nie met nog iemand. Maar nooit in my lewe moet ek op 'n plek staan dat ek beginne om wette te skep nie. Ek skep wette. Dis wat die teks sê, Jakobus sê, jy raak 'n wetskepper. Jy raak 'n wetgewer. Jy raak een wat wette skep. En jy hardloop hulle so deur. Waaraan moet mense alles getrou bly? Want jy bly getrou daaraan. Kom ek sê vir jou in my persoonlike lewe. Ek het op 'n stadium gekom as gevolg van dit wat plaasgevind het rondom drank, dat ek besluit het ek wil nie alkohol gebruik. Maar imagine ek kom nou en sê, okay, van nou af, niemand wat in hierdie kerk sit gebruik alkohol. Wat het ek dan gedoen? Ek het nou ewe skielik 'n wet geskep. Is daar ergens in die Bybel waar die Here sê jy mag nie drank gebruik? Nee, jy mag dit nie misbruik nie, maar jy kan dit gebruik. Verstaan jy wat ons doen? Verstaan jy wat ons doen? Daar's baie keer in ons lewens iets wat persoonlik die Here met jou werk en jy besluit ek gaan dit nie doen nie. Miskien het die Here met jou persoonlik gewerk rondom dans. En jy het besluit as 'n jong persoon ek gaan nie dans nie. Nou kyk jy na ander jong mense wat dans en jy sê, "O, julle moet groei in julle geestelike lewens. As julle net verstaan en julle nader aan my gekom het, dan sou julle dans gelos het, maar julle is almal onder die oordeel van die Here." En gewoonlik doen jy met jou neus in die lug. Dit mag nie gebeur nie, want dan het ek wat geword? Ek het die wetgewer geword. Galasiërs 4 vers 9 sê hy, nou dat julle God leer ken het, of liewer nou dat julle deur God geken is, hoe is dit moontlik dat julle weer terugdraai na swak en minderwaardige elementêre beginsels en weer van vooraf daaraan verslaaf raak? Julle onderhou vasgestelde dae, maande, jare. Wat julle betref is ek bevrees dat die harde arbeid tot julle te vergeefs is. Hulle het oral in die kerk begin 'n nuwe wet te maak, nuwe dae skep en hulle het gesê almal moet aan hierdie dae, moet julle asseblief tog, julle moet dit onderhou. So skep hulle net ekstra wette. Kom ek vertel jou iets. As ons hou by dit wat God vir ons vra, het ons nooit tyd vir enigiets anders. Die vreugde is in my lewe om te doen wat God van my vra, want hy is die wetgewer en hy is die regter. Waarom is hy die regter? 1 Konings 8 vers 39. Moet jy self hoor in die hemel, die plek van die verblyf, sê Salomo, hy is besig om hier met die inleiding van die tempel. U moet dan vergewe en optree met elkeen, handel volgens al sy dade, u wat sy hart ken. U alleen ken immers die hart van alle mense kenners. Daarom is daar net een persoon wat die finale oordeel gaan vel, die een wat ken elkeen se hart. Hoe ek gelewe het ek nodig om in alles wat ek doen, werklik waar my hart oop te maak van die Here en sê, Here, hoekom doen ek dit? Here, asseblief suiwer my hart, dat ek dit wat ek sal doen tot ere verheerliking van U naam. Spreuke 15 vers 11, die doderyk en die onderwerpe wêreld lê oop voor die Here. Hoeveel te meer die harte van die mense kinders. Hy ken jou hart. Vanmôre terwyl jy hier sit, die Here ken jou hart. Hy weet van elke ding wat in jou hart omgaan. Hy weet van die haat wat jy ronddra, hy weet van die onvergewingsgesindheid, hy weet van mense wat jy nie kan verdra nie, hy ken elke deel van jou hart. Persoon wat God vrees is iemand wat sê, o Here, maak my skoon, o Here, maak my skoon. Kind van die Here, iemand wat God vrees kan nooit met sonde 'n dag saam met dit loop nie, want jy besef, Here het nodig om my vry te maak. Die oomblik as jy met sonde rondloop in jou lewe, dit raak net al hoe groter. Dit raak net al hoe groter. Dit raak net al hoe harder. Dit is besig om jou hart te verhard.
Jy nodig om vir die Here te sê, o Here, verander my hart. Jy ken my hart. Daarom is hy die regter, want hy ken my hart. Kind van die Here, jy mag nooit iemand anders se hart beoordeel nie. Nooit. As iemand vir jou sê, ek wil hê jy moet my vergewe, mag jy nooit sê, maar ek weet, jy gaan dit weer aan my doen. Ek weet, jy sê nou dat jy bedoel dit nie reg. Dis hart beoordeel. Ons mag dit nie doen nie. As iemand besig is om iets te doen vir iemand anders, mag ek nooit sê, ja, hy doen dit maar net om raak gesien te word nie. Nooit in my lewe moet ek na iemand anders se hart kyk en sê, dit is die rede hoekom jy dit doen nie. Of, daai persoon se lewe is verkeerd, omdat daar iets in sy hart is nie. Die Bybel sê, as daar dinge is wat hy verkeerd doen, ja, dan moet hy tereg gewys word, en dan doen ons dit in nederigheid. Maar nooit in jou lewe beoordeel iemand se hart nie. Daar's net een regter, daar's net een wetgewer. Hou op met wette maak. Is net een wetgewer. Daar's een wat gesê het, daar is my woord, hou aan my woord, een wetgewer. En dan gaan hy verder en hy sê, want daar is net een wat kan red of wat kan verwoes. En die teksvers wat hy daar in Jakobus aanhaal, kan jy hoor, oomblik as hulle praat daar die hele gedeelte van die eerste vers wat ons gelees het, die tweede vers wat ons gelees, wat haal Jakobus die hele tyd aan? Die Ou Testament. Haal die Ou Testament aan. Dis 'n Ou Testament wat hy besig is om aan te haal. En hier is hy besig om te kyk na 'n gedeelte in Deuteronomium. Kom ons maak gou ons Bybels daar oop. Jy ken die teks. Deuteronomium 32. Deuteronomium 32 vers 39. Kyk mooi na daai teksgedeelte. Dis wat Jakobus besig is om hier aan te haal. Sien tog nou in dat ek die een is. Daar is geen God naas my nie. Ek maak dood, ek maak lewend, ek verpletter, ja ek maak gesond en niemand red uit my hand nie. Dis die teks van vers wat hy aanhaal. As jy dit verstaan, ewe skielik as jy verstaan dat God die een is wat alles doen, God die een is wat in beheer is van alles, het jy ongelooflike rustigheid in jou lewe. Hy maak dood, hy maak lewend. Hy verpletter, hy maak gesond. Alles is uit sy hand uit. En dis wat hy Jakobus vir hulle wil sê. Wie is jy wat regter wil speel? Want daar's net een regter, daar's net een wat gaan veroordeel op die ou ende. Daarom mag jy nooit in jou lewe ook veroordeel nie. Veroordeel is die ander stap. Veroordeel beteken om te sê, jy gaan hel toe. Okay. Om iemand wat in die kerk sit te sê, hoor jy gaan hel toe. Jy kan vir iemand sê, daai lewe wat jy besig is om te leef, is jou pad na die hel toe. Maar as iemand gesterf het, God sal oor hom oordeel. Dis hoekom ek altyd op begrafnisse sê. As iemand laat dood is, waaroor praat ek? Ek praat nou met jou. Daai persoon is weg. God, hy staan voor die oordeel van God. Maar jou lewe is jou lewe reg. Want dis op die einde wat belangrik is. Daar is een wat die finale oordeel sal vel en alles sal voor hom oop wees. Elke daad wat jy gedoen het sal op die groot skerm kom en dit sal gewys word aan die wêreld en sê jy 'n kind van die Here is waar daar net een skerm sal wees, spierwit gewas deur die bloed van Jesus Christus. Dit gaan myne wees. As jy gedink het daar gaan 'n video van my wees, dan gaan nie. Daar gaan net 'n wit skerm wees, die bloed van Jesus Christus het Johan Lou skoon gewas. Daarom kom Jesus verder in Matteus 10 en hy sê vir hulle, Matteus 10 vers 28, en moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Vrees eerder hom wat beide die siel en die liggaam in Gehenna kan laat vergaan. As jy nie weet wat die woord Gehenna beteken nie, dit was 'n plek net buitekant die stad waar hulle al die vullis bymekaar gekom het en dit het die hele tyd daar gebrand. Dit was 'n aanhoudende gebrand. Dis die plek ook waar hulle Molek
geoffer het, die kinders aan Molek geoffer het. En dit het 'n plek geraak wat later aan net die ashoop was en alles het gebrand. Maar dit was 'n konstante brand gewees. As Jesus wil praat oor die hel, dan sê hy, ken julle vir Gehenna? Ken julle vir Gehenna? Hulle ken vir Gehenna. Gehenna is buite in die stad. Dis waar al die afgod, al die vullis besig is om te brand. Die Here sê dis waar jy gegooi gaan word. Daar gaan 'n hel wees waar jy vir ewig gaan brand. En wat sê Jesus? Jesus sê, moenie mense vrees wat jou liggaam kan doodmaak nie. Is jy bang vir mense wat jou liggaam kan doodmaak? Is jy bang vir dit? Hallo ouens. Vat vir julle. Ek gee nie om nie. Die oomblik as ek sterf is en ek die teenwoordigheid van die Here en ek glo dit. Ek glo dit. Wie wat's my die amazingste? Ek weet nie of jy dit weet nie. Maar daar's nie iemand op hierdie aarde wat kan bepaal die dag van my dood. Het jy dit geweet? Die grootste skelm, al breek hy in my huis in, al kom hy met 'n besoeker daar in my huis in, die dag wanneer die Here bepaal Johan Lou sal sterwe, sal daai besoeker dalk afgaan. Verder sal niemand 'n hand aan my kan sit sonder God wat sê dit is so nie. Wat ook al in my lewe gebeur, en hy beloof ons nie dat dit alles maanskyn en rose sal wees nie. Okay? Hy beloof nie as jy kind van my is, sal daar nooit onheil jou tref nie. O nee. Hy sê al gaan jy deur 'n dal van dood skade weer. Ek is met jou. Ek's met jou. Dis die wonderlike van 'n kind van die Here is om te sê, ek vrees niks nie. Hoekom? Want God is in beheer. En daarom sê Matteus 10 vers 28, en moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak nie. Die mense hier buitekant, het hulle die moontlikheid, het hulle die potensiaal om my dood te maak? Wat sê die teks? Ja, hulle het. Moenie diegene vrees wat die liggaam kan doodmaak nie, maar die siel nie kan doodmaak nie. Dis die belangrike. Jy kan my liggaam vat, jy kan nie vat aan my siel. Die oomblik as jy my lewe neem, staan ek in die teenwoordigheid van God, waarna ek verlang, die plek waar ek wil wees, gaan ek dan wees. Jy knip, dit lyk my kort, great stap. Maar in my hart weet ek, hy knip dit nie kort nie, dis die dag wat God daarvoor bepaal het. En daarom sê die Here vir ons, moedes oor niemand oordeel nie. Hou op om ander mense te oordeel rondom die wetgewing. Dis belangrik. Rondom die wette wat jy gemaak het. Rondom 'n hoogte wat jy vir jouself geskep het en wat jy neerkyk op ander mense. Hou op om dit te doen. Want jy plaas jouself nou wat? Op die gelyke grond met God. Jy raak God. Dis die grootste gevaar. Die grootste gevaar is dat jy in jou lewe nou ewe skielik kan dink jy's God. En jy bepaal hoe mense moet lewe en jy gee vir hulle nou die wette en die reëls en jy bepaal wie is reg en wie is verkeerd. God sê hou by my woord. Ek is die een wat die wetgewer is. Bly by my woord. En dan as jy mense in liefde teregwys, doen dit alleen. As die persoon nie wil luister nie, nog iemand, hoekom? Want nooit in jou lewe moet jy dink dat jy God is nie. Daarom moet jy altyd iemand saam met jou vat, want jy kan nooit iemand oordeel alleen nie. Want baie keer is jou oordeel verkeerd. Vat iemand saam. As die persoon nie wil luister nie, vat iemand saam. Ek weet nie van jou nie, maar ek kyk na hierdie gedeelte en ek wonder by myself, hoe is God se standaard en waar is myne? En hoe baie keer wil ek myself op God se standaard plaas? Hoe baie keer kyk ek neer op ander? Hoe baie keer oordeel ek my eie broers en susters in die Here? En ek moet kom vanmôre en ek moet sê, ek skuldig. Skuldig. Daar mag nooit in my lewe 'n plek kom waar ek ander mense oordeel op grond van my wette nie. En nooit in my lewe mag by 'n plek kom wat ek nie bereid is om mense te vergewe in die Here Jesus Christus. Sê jy dit onthou? Sê jy dit leef? Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ja, Here, een van ons grootste gevare is dat ons wetgewers raak. Dat ons op 'n troon gaan sit en almal begin oordeel op my standaarde. Here, u woord is ons standaard. U woord is die manier waaroor ons oordeel. En dan begin ons altyd by onsself.
Ons begin altyd ons eie lewe in oënskou te neem en sê, Here, hoe lyk ek? En Here, daar's nie 'n dag wat verbygaan nie wat ons nie besef in ons eie lewe dat ons gebroken is, dat ons tekort skiet. Here, die oomblik as ons dit verstaan, kan daar nooit te hoogmoed by ons kom nie. Want ons besef, Here, ons is afhanklik. Here, U alleen is die regter. Here, U wat elke ding in my lewe ken, U ken my hart, U ken my gedagtes, U weet waaroor dit vir my gaan in my lewe. En daarom, Here, as ons in vrees lewe voor U, die lewende God, sal ons sonde bely. Sal ons sonde laat staan. Sal ons harte oopmaak en sê, Here, o, reinig my, was my. Dankie vir U wonderlike liefde. Amen.